ons 'n bietjie roet van die mure en van die skirtings of baseboards afhaal. Ek het geen idee wat 'n mens dit in Afrikaans noem nie. Comment en laat weet my asseblief wat 'n mens dit noem. So, toe ons hier in hierdie huis ingetrek het, was hierdie floorboards of baseboards pikswart geverf. Dit was baie prakties, maar dit het so bietjie wreed gelyk. So toe ons nou die huis se mure oorverf die kombuis, dit was geel geweest, toe ons het hierdie mintgroen geverf. En toe het ons besluit om hierdie baseborde of skirtings wit te verf. Nou die spierwit, soos julle kan dink, het vreeslik gou vuil geraak, veral as jy met die mop te naby aan het gaan, dan maak hy altyd die wit skirtings baie vuil, en dan moet jy dit fisies met die hand gaan spot treatment of spesiaal gaan apart skoonmaak. So dit was nie vir my baie lekker nie. Nou het my man my verras, nie verras nie, maar hy gee vir my 'n splinternuwe kombuis, ons het al die teëls gekoop en so aan. Volgende week kom mense ons help om die teëls te lê. Nou, ek wil net dit graag ingooi hierso. Ek het nie gevra vir 'n nuwe kombuis nie. Ons bly nou al baie jare in hierdie huis en ek was heel tevrede. Ek was heeltemal content met die huidige kombuis. Soos julle kan sien, die grasgroen vloere, mens raak eintlik baie geheg daaraan en ek voel so 'n bietjie emosioneel om hierdie groen nou te groet, maar dis nou wat dit is. Ek is seker ons sal miskien groen iewers in die huis weer inbring, net om terug te dink aan al hierdie jare in hierdie wonderlike groen kombuis. Want soos julle weet, 'n mens het mos maar altyd baie pret in jou kombuis en baie goeie gesinstye, lekker tye saam. So, om nou hierdie roet van die skirtings of van die mure af te kry, eintlik meer die mure, gaan jy enige venster skoonmaakmiddel gebruik. Hierdie is Window Cleaner Sea Mist van Germex, dis 'n spaarproduk. Nou, hy werk 100%, dan kan jy ook jou eie venster skoonmaakmiddel maak, wat baie goedkoop is. Jy vat 'n 500 ml houertjie, verkieslike spuitkannetjie, dan gooi jy 'n halwe koppie asyn in, 125 ml wit asyn, 1 teelepeltjie van enige skottelgoed opwasmiddel, die vloeibare, 1 teelepeltjie. Dit alles gooi jy in hierdie houertjie en dan maak jy net jou houertjie vol tot bo met water. So in totaal is hierdie 500 ml. Dan kan ons hom nou hier aanspuit. Ek wonder, ek hoop julle kan sien daarso. So ons spuit hom aan die roet. Ek gaan hierdie Coat Window Cleaner ook gebruik. Hulle al twee werk wonderlik. Dan vat jy enige lappie en dan vryf ons hom net so. Kyk net hoe maklik kom dit af. Ek was eintlik baie bekommerd oor hierdie roet aan die begin, maar regtig waar, ek vryf nie eers hard nie. Dit kom soms so maklik af. Soos julle kan sien. Nou die groter probleempie waarmee ons sit, is nou eintlik die roet of die brandplekke wat in die hout gekom het. Nou hoe al hierdie roet hier gekom het, is, ja, ons het dit mos nou wit geverf en nou vat ons dit terug na hout toe. So, die rede is, want ek dink nie die natuurlike hout wat vernis is, gaan baie skoner lyk en baie meer prakties wees as die wit so naby aan die vloer waar die mop altyd aan het raak. Dis nie vir my so baie prakties die wit skirtings gewees nie. So my man, ek is bietjie bang vir hierdie dingetjie, ek gaan hom net neersit, maar dit is 'n gas gun, gasgeweer, ek weet nie wat dit is nie. So, ons het nie 'n heat gun nie, so het ons sommer daai gebruik om die paint te strip, en ons het natuurlik 'n blikkie paintstripper ook geverf, voordat ons en begin afkrap. So ons het eintlik 2 metodes gebruik, maar al 2 metodes het ewe goed gewerk. So, maar nou, ek dink 'n heat gun gaan nie jou skirting so brand, soos wat die gas gun dit nou gebrand het nie.
So om dit skoon te maak, het ek hier so 'n pastaatjie aangemaak van koeksoda, dan spuit ek dit 'n bietjie met hierdie asynwater. Dan vat ons nou 'n ou sponsie. Jy kan ook 'n ou tandeborsel gebruik, ou tandeborsel of 'n ou naborseltjie. Hier's nuwe sponsies ook van Superbright, maar ek wil nou sommer 'n ou sponsie gebruik. So kom ek vryf 'n bietjie van hierdie oor. Soos julle kan sien, die sponsie word lekker swart. So ek seker as ek genoeg elbow grease hierso gebruik, kan ek die skirtings baie mooi skoon kry. Maar soos julle kan sien, op die hout, omdat dit so poreus is dit baie moeiliker en dit gaan baie meer tyd vat as die mure. Die muur vat letterlik sekondes, miskien ook omdat dit ek wonder wat noem mense hierdie verf. Dis nie blink nie, maar dis ook nie mat nie, dis ook nie 'n waterverf nie, dis nie heeltemal olieverf nie. Ek sal moet uitvind wat noem mense dit, maar dis tipiese verf wat jy in 'n badkamer of 'n kombuis gaan sit. So met ander woorde, hy is so glad dat enigiets kom baie maklik af. So, dink aan my, ek gaan nou taamlik elke elbow grease gebruik. As daar nog 'n stukkie gaan oorbly wat ek nie afkry nie, beplan ons om dit met hierdie P80 skuurpapier net so bietjie verder af te skuur. En dan beplan ons om die mure spierwit te verf. Ek kan dalk hierdie geheim vir julle vertel. Ja, ek dink daaraan om miskien hierdie my hoekie te maak waar ek video's kan skiet. Want ek dink net mense kan baie doen met 'n plain wit muur. Ek het ook 'n poppenkas wat ek beplan. So ek het by my ma so 'n slagtafeltjie gekry, 'n stainless steel tafeltjie wat jy kan rond beweeg, wat ek gedink het perfek kan werk vir my poppenkas. So dis alles nog idees in wording, maar ek het gedink om dan die stainless steel tafeltjie hier te sit en dan kan ek lekker video's maak met 'n plain wit muur. So ons het gisteraand eintlik besluit, daardie 3 skroewe daarbo gaan ons almal uithaal. Want partykeer gaan ek die deur oophou, partykeer die deur toemaak. Ek verkies om so heeltemal teen die muur, want dit gee lekker lig in die kombuis. Maar as ek byvoorbeeld my stainless steel tafeltjie hier gaan sit, dan moet ek die deur op 90 grade laat staan. So die punt is maar net, die spykers of skroewe in die muur gaan die hele tyd off-center wees en nie regtig 'n plek hê waar skilderye kan reghang nie, want dit skuif die hele tyd die funksie waarvan ek die muur wil gebruik. So ons gaan wel daai een skroefie hierbo inlos en verder wil ek alles net plain hê. Die yskas wat julle nou nie kan sien nie, gaan ek aan die ander kant toe skuif en dan het ons daar so plek teen die muur, dit gaan uitkom. Ja, so daar is die geheim uit. Hierdie gaan my video skiet hoekie wees, of een van my plekkies waar ek lekker kan skiet. So ek dink ek het nou vir julle alles gewys. Ja, jy kan die mure maar afdroog met 'n lekker microfiber lappie en keer maar net dat die skirtings nie te nat word as jy spuit nie. Ek het sommer hierso valletjies of lappies wat jy net daar kan pak. Ja, so ek kan net vir julle hierso nog wys. As ons klaar geverf het, dan beplan ons om die hout net te seël met enige, ons gaan nou gebruik ietsie wat ons oor het. Wood seal, keep wood beautiful. So my man sê hy het so half 'n varnish in, sowel as 'n effense stain. So hy gaan hom so klein bietjie donker maak. Ja, baie dankie dat julle saam gekyk het en hou hierdie spasie dop. En onthou altyd, jy is die enigste jy. Maak 'n verskil. Bye bye!